Ek groet jou in Jesus Christus se kosbare naam. Hierdie is jou broer, jou vriend Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. En ek prys die Here vir 'n splinter nuwe dag. Gister is verby, ons sal hom nooit ooit weer kan oor hê nie, maar hierdie is die dag wat deur die hand van ons God geskape is en gemaak is. En ons spreek dit lewe, seën en voorspoed oor hierdie dag uit. En mag ons Hemelse Vader se perfekte wil in hierdie land, in hierdie wêreld, in hierdie skepping, in elke provinsie, dorp en stad geskied, ook in elke siel, wit, bruin en swart, man, vrou of kind in hierdie land, in hierdie wêreld. Ons bid dat die Here se perfekte wil sal geskied. Nie Koert se wil nie Satwa se wil nie, geen ander mens of hemelliggaam se wil nie, maar dat die Here se perfekte wil sal geskied oor hierdie dag. En dat hy sal verheerlik word deur elke tree wat ons gee, elke woord wat ons spreek, waar ons gaan, waar hy ons ook al vandag stuur, dat hy daardeur verheerlik sal word. My liewe broer en suster, ek wil vandag gesels oor iets wat baie sensitief is, iets wat ek glo my hart, wat baie van ons mense raak. Ek was self baie skuldig daaraan. Ek het in my lewe, voor ek tot bekering gekom het, myself baie skuldig gemaak, wat ek rondgeslaap het voor huwelik en sommer tydens huwelik. Ek het die vrouens sommer saam met my rondgevlieg en kyk, ek was nie net een keer ontrou, ek was baie ontrou. Ek het 'n baie goddelose, bose, siek, perverse lewe gelei. En wat 'n voorreg was dit om van alles te kon ontslaa raak en dit te kon oorgee aan die hand van die Here. En dat die Here ook in my vrou se gees hart gewerk het om te kon vergewe en my te kon vryspreek. En nooit in haar hele lewe het sy geweet, dit is wat God met my gaan doen nie, is om die voorreg te hê om vandag nie net in ons huwelik te kan inbou in my kinders se huwelik nie, maar ook in jou moet ek in jou lewe, in jou huwelik, in jou man of jou vrou se lewe in te spreek vandag. Ek is ook hier om reguit te praat, ek loop nie draaie nie. Die meeste mense wat my ken weet, ek is op die man af, ek praat reguit, jy sal altyd in jou lewe weet waar jy met my staan. Dit maak my soms baie onpopulêr, maar aan die ander kant voel ek beter as ek dit gedoen het, omdat ek weet, ten minste kan jy omdraai, jy weet, mense hou nie daarvan as jy hulle op die vingers stik nie, en dat as jy hulle fout aan hulle openbaar, mense hou nie daarvan nie. Maar dit is die ander kant van Christendom wat ons mense nie verstaan en nie wil hoor nie. Ons wil net koeksisters eet en koffie drink en vir 'n uur happy clappy daar in die kerk rondhardloop en dan gaan ons hemel toe. Maar hierdie diepere goeters, die dinge wat die Here op my hart lê om te openbaar, is nie iets wat jy elke dag in die kerke hoor nie. En as jy dit hoor, is dit eens in 'n leeftyd. Maar nou ja, ek gaan laat die Here die praatwerk doen. Ek bid ook dat die Here wag vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek vandag net sal spreek, wat natuurlik van hom en van sy koninkryk afkom, deur die krag van die Heilige Gees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in en om my lewe, en dat die Here die woorde soos kole op my lippe sal hê. My liewe broer en suster, ons praat oor iets baie belangriks vandag. Hoe voel God oor seks met verskillende bedmaats, oor skei en hertrou en oor rondslaap? Is nogal 'n mond vol. Maar ek kan vandag vir julle sê dat ek kan die hele dag hieroor praat, maar ek wil nie die leerstelling te lank maak. Ek wil kort en kragtig afkom. Ja, soms so in die deurval wat ek 'n paar skrifte met julle deel wat die Here baie sterk op my hart kom lê tydens my voorbereiding toe die Here hierdie woord op my hart kom lê het. En kom ons laat die Bybel die praatwerk doen. En soos ek vir julle sê, ek is nie om my stokke te slaan nie, ek was self skuldig, ek kan my hand opsteek en sê, hier is ek is 'n swakkeling, 'n sondaar, nietig en klein, glo my op my bors het ek myself pers geslaan, en ek was skaam, ek kan onthou die dag toe ek tot bekering gekom het, ek was absoluut skaam vir myself, en ek dank God elke dag van my lewe, dat hy nooit sy rug op my gedraai het, daar was telke male geleentheid en kanse vir die vyand om my lewe te verwoes en te vernietig, en ek dank nie die Here dat ek die voorreg gehad het om te leer ken en vir 'n slag iets anders in hierdie lewens te doen en nie net geld en goud en silwer rond te jaag en net te lewe vir myself, maar om 'n positiewe verskil in die gees en die harte van soveel mense te doen en te maak wat dit nodig het om dit te kan hoor. Julle kyk na 'n man, julle luister na 'n man wat absoluut skuldig was op hierdie terrein en
lopende getuie van ons almagtige God, van die wat skuldig is en hoe die Here my lewe hervorm het en verander het. En vandag waardeer ek vir wat God vir my gegee het. En ek gebruik die geleentheid en die kans, die voorreg wat ek elke dag het om in te bou in die gees en die harte van soveel mense wat selfs die foute gemaak het wat ek ook gemaak het. Maar kom ons laat die Bybel die praatwerk doen. Hoe voel God oor seks met verskillende bedmaats, oor skei en hertrou en natuurlik oor rondslaap? Kom ons laat die Bybel die praatwerk doen. Deuteronomium 24 vers 1 tot 4. Luister baie mooi. Wanneer 'n man met 'n vrou trou, kan dit gebeur dat hy haar nie meer lief het nie, omdat hy iets onbetaamliks aan haar gevind het. Dan mag hy 'n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur. Sy kan dan uit sy huis uitgaan en met 'n ander man trou. As haar tweede man haar ook later nie meer lief het nie en 'n skeibrief skryf, is dit vir haar en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur. Of as haar tweede man sterf, mag haar eerste man wat haar weggestuur het, nie weer met haar trou nie. Sy is verontreinig. En as hy weer met haar trou, sal dit vir die Here iets afskuweliks wees. Jy mag nie die land van die Here jou God vir jou as besitting sal gee onder jou sonde laat lei nie. My liewe broer en suster, in hierdie 4 verse word daar breedvoerig gepraat. Op daai spesifieke stadium het die mense die brief wat Moses geskryf het om net 'n vrou te skei vir enige rede. Baie van die Jode dit misbruik en enige rede gesoek om 'n vrou weg te stuur. En nie noodwendig omdat dit altyd sy is wat swak is of wat nie die mas opgekom het by die, maar baie het dit gedoen omdat hulle dit gebruik het as 'n manier om, ek wil amper sê, rond te slaap, rond te hoer en hoe kan ek sê, hulle behoeftes bevredig het wat seksualiteit aanbetref. Maar hierso is die Bybel baie duidelik dat hoe God daaroor voel as 'n vrou, dit wys vir ons hoe sterk God daar teenoor voel, hoe afskuwelike dit is as jy by baie mense rondslaap. Dit kom dadelik na die punt toe dat jy kan besef en weet dat God glad nie seks met verskillende bedmaats goedkeur en goed praat en outomaties as jy dan jou vrou skei, sy loop na iemand anders toe om op die einde van die dag wanneer hy sterf vir goed, dan gaan die vrou weer terug na die man toe, maar dan's die bed klaar verontreinig, verstaan, haar gees is verontreinig, en sy verstaan my punt, jy moet alles geestelik ook daarna kyk, en dit is wat vir die Here iets afskuweliks is, en dit kom niks verder, eintlik maar neer op hoerery. Die Here het absoluut dit verafskuw hom, hy hou nie daarvan nie. Nog 'n skrif, wat dit ook baie duidelik maak hoe die Here daaroor voel, rondom hierdie saak, is Jeremia 3 vers 1 tot 5. Die Here vra, mag 'n man, as hy van sy vrou skei, en sy hom verlaat, en 'n ander man se vrou word, na haar toe teruggaan, sou die land nie vreeslik verontreinig word nie. En jy wat by so baie minnaars geslaap het, wil jy na my toe terugkom, vra die Here. Kyk op na die hemeltoppe. Waar het jou minnaars nie by jou geslaap nie? Langs die paaie het jy vir hulle gesit en wag soos 'n Arabier in die woestyn. En jy die land verontreinig met jou onsedelikheid, met jou slegte gedrag. Daarom het ek die reënbuie teruggehou en het die vroeë reëns nie gekom nie. Maar jy het soos 'n hoer geen berou getoon nie. Jy het geweier om jou te skaam. En nou noem jy my skielik my vader. En sê jy, u is my vriend vandat ek 'n kind was. Sal u vir altyd kwaad wees. Vir altyd toornig wees. Dit is wat jy gesê het. Maar jy het verkeerd bly doen, net waar jy kom. Jy sien, dit is baie duidelik dat God verafskied dit. En ongelukkig baie van ons, omdat ons nie reg geleer is nie, besef ons nie wat die impak van ons besluit is, al is jy in die huwelik, al slaap jy rond. Baie van ons mans is byvoorbeeld getroud, en dan gaan ons stripshows toe, en baie van ons gaan hoerhuise toe, en baie van ons het verhoudings,
met ander vrouens en ja, vice versa, net so vrouens ook. Moenie die vrouens uitsluit nie. Baie van hulle, veral by die werk en daai tipe goed, baie van hulle raak betrokke in ander verhoudings wat daar verhoudings ontstaan en wat daar rondgehoer word en jy het miskien weggekom, maar jy het nie. Jy dink jy het weggekom daarmee. Maar die Here sien alles raak, en terwyl die Here jou raak gesien het, het Satan jou ook raak gesien, en hy het jou natuurlik aangekla in die troonkamer, en outomaties is daar 'n geestelike reg binne jou huwelik in, en dis is 'n geestelike deur wat Satan aanval, en daar's een manier om dit te breek, en dit is om daai geheime, daar moet absoluut geen geheime binne 'n huwelik wees nie, absoluut geen geheim, maar terwyl daai geheim tussen jou en jou huweliksmaat is, of het 'n man of 'n vrou is, gaan jy pak slaag kry. Satan gaan kapitaliseer, en hy gaan jou hele huwelik uitmekaar uitruk, uitmekaar uit verwoes. Hoor wat ek vandag vir julle sê, en vir God is die huwelik belangrik, want ja, julle is twee identiteite in vlees, maar in gees is julle een. En dit is baie duidelik aan hierdie twee skrifte, hoe God voel oor rondslaap, oor rondhoerery, oor baie bedmaats, maar ook hoe God voel oor iemand wat skei, en dan by 'n ander man of 'n ander vrou gaan bly, en outomaties kom daai mense, dan gaan hulle weer terug na hulle eerste man of hulle eerste vrou toe. Dit is vir God iets afskuweliks. En dit wys vir jou, hier praat die Bybel maar net van een man en een vrou. Baie van ons wat vandag na my luister, het by baie ander vrouens en by baie ander mans geslaap, voor ons nog getroud was, en selfs tussen huwelike, want mense het nie meer respek vir huwelike nie, en ek kan die hele dag hieroor praat, hoe die Here ons leer om nie 'n ander man weet, om te begeer nie, die 10de gebod, nie sy man of nie haar man of 'n man of 'n vrou of 'n kind of enigiets wat aan hom behoort nie, en vandag lewe ons in 'n tyd wat mense absoluut geen respek het vir die huwelik nie, geen respek het vir 'n man of 'n vrou wat getroud is nie, en baie min mense het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God. Dit kan ek kan vir julle sê, ek is 12 jaar in die bediening, en ek werk met baie huwelik, ek werk met baie vrouens wat die vloerlappe geword het in 'n huwelik, wat geslaan word, mishandel word, geskop word, misbruik word met seks, wat uitgeleen word aan ander mans met swingers, en dat ek vir julle sê, die mense lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie, en net so mans wat ontrou is in die huwelik. Ek was self skuldig, ek is nie om met 'n stok te slaan nie, ek het goed rondgehoer, en ek het een ding in my lewe geleer, jy kan nie 'n man of 'n vrou oppas nie. Op die einde van die dag gaan dit oor jou geloof, en om vir mekaar te kan bid, en jouself minder te ag as jou eggenoot, en te bou en te werk aan jou huwelik. Die huwelik, it takes two to tango, en dis harde werk. Baie mense wat vandag lank getroud is, sal vir julle sê, liefde, respek, vergifnis, en daar is so baie eienskappe wat nodig is om 'n huwelik suksesvol te bedryf. En ja, ek het egbreek gepleeg, my vrou het 'n brief in die hand gehad om my te skei, en haar keuse was om my te vergewe. Haar keuse was om vir my kansse te gee, en terwyl sy my kansse gee, het ek dit weer gemisbruik, en op die einde van die dag het die Here my op my knieë kom neersit, en op die einde van die dag het ek waardevolle lewenslesse daaruit geleer, en dis maar hoe die mens oor die algemeen, baie van ons maak mekaar, die mens maak mekaar oor die algemeen baie seer, en terwyl jy so selfsugtig is, en net lewe vir jouself, dink jy nie aan die skade wat jy maak aan jou eggenoot, jy weet, die skade wat jy maak in jou huwelik nie. Daar's nie 'n wenner in so iets. Ek kan vandag vir julle sê, ek was baie skuldig geweest, en ek kan vir julle reguit sê vandag, daar's nie 'n wenner in so iets nie. Jy kom miskien weg, omdat jou man of jou vrou jou nie uitvang nie, maar daar's oë op jou, daar's 'n God wat na jou kyk, en natuurlik is daar 'n Satan wat jou aankla, en hy gebruik daai aanklagte op die einde van die dag om jou saam met hom in die verderf en die hel in te trek. Dis maar hoe hy werk, en ongelukkig hierdie goed word nie altyd vir ons in diepte geleer binne ons kerke nie. Kom ek deel vandag, terwyl ek praat bietjie oor die huwelik en skei en hertrou en verskillende bedmaats en oor rondslaap, kom ek deel bietjie by julle, wat sê die Here
Wat lê op my hart om vir julle te leer rondom die huwelik? Wanneer mag jy skei? Jy weet, in vandag se dae skei die mans of die vrouens vir enige rede. Nie hierdie man dobbel te veel of hierdie man suip te veel. Weet jy wat? Hierdie man panel beat my, hy slaan my. Hierdie man, ek is nou net moeg vir hom. Ek het nie nodig in my lewe om saam met hom 'n pad te stap. Weet jy wat? Hierdie man mishandel my of hy slaan my kinders of jy weet wat, nee, ons skei vir ere. Hierdie man is byvoorbeeld te veel besig met pornografie. En hierdie man is dag en nag van die huis af. Hy werk uit en hy verstaan my punt, of hy's te besig met sy eie belange en sy werk en besigheid. Ons mense skei vir enige rede. En dis hoekom die Here hierdie woord op my hart kom druk, om ook vir julle te leer, wanneer mag jy skei? En hoe outomaties jy baie vinnig, as jy vir die verkeerde rede skei, kom daar 'n vloek oor jou van egbreek. Luister wat die Here vandag vir my gee. Wanneer mag jy skei? Die Here gee vir jou 3 redes. Luister hierso. 1 Korintiërs 7:15. As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe. Dis wanneer jy 'n gelowige is, jy glo in Jesus Christus, jy aanbid en dien hom en jy prys hom en jy loof, en dit is nou jou geloof, die God wat jy aanbid en dien. Maar in jou dwaasheid het jy op 'n stadium 'n satanis gaan trou, of jy het heeltemal 'n ander geloof ingetrou. Jy's 'n moslim of 'n hindoenis of wat ook al, boeddhisme, het jy 'n vrou of 'n man gaan trou in 'n ander geloof. Mense wat glad nie glo in Jesus Christus nie, wat op die oude vandag 'n ongelowige is. As jy uit so 'n huwelik uitstap, in so 'n geval is jy nie met daai man verder gebind nie. Dis eintlik niks anders as 'n wêreldse huwelikie. Dit het absoluut niks met God uit te waai nie. So baie belangrik, dis een van die redes wanneer jy mag skei. Die tweede rede, luister baie mooi, 1 Korintiërs 7 vers 39 tot 40. 'n Vrou is aan haar man of 'n man is aan sy vrou gebind, solank as hy of sy lewe. As hy of sy sterwe, is hy of sy vry om te trou met wie sy of hy wil, mits dit met 'n gelowige is. Tog is hy na my mening gelukkiger as sy of hy ongetroud bly. En ek dink dat ek ook die Gees van God het, die Heilige Gees. So dis raad en wysheid wat gedeel word met almal van ons, kinders van die Here, om vir ons te leer in watter geval, wanneer is jy nie gebind nie, wanneer mag jy trou, wanneer mag jy nie trou nie, en wanneer is jy gebind, wanneer is jy nie gebind nie, en riglyne om, as jy wel trou, sorg dat daai persoon 'n gelowige is, dat hy glo in Jesus Christus, dat hy 'n Christen is, baie belangrik. Dis punt nommer 2. Punt nommer 3, luister mooi wat sê die Here hierso. Matteus 19 vers 9, ek sê vir julle, luister mooi, elkeen wat van sy vrou skei, of haar man skei, behalwe oor oorspel, en met 'n ander een trou, pleeg egbreek, of jy nou 'n man of 'n vrou is. So as jy skei, behalwe vir die rede oor oorspel, verstaan my punt, wat jou man rondgehoer of jou vrou rondgehoer het, dan het jy 'n brief in die hand, en jy kan skei, hier gee die Here vir jou toestemming om te skei. Verstaan my punt, maar as jy vir enige ander rede skei, is daar 'n vloek oor jou van egbreek pleeg. En enige persoon wat met jou of met die man of die vrou trou wat uitstap uit die huwelikheid, is deel van daai vloek van egbreek pleeg. Baie belangrik. So, dis vir die Here belangrik dat jy besef en weet, wanneer mag jy skei, wanneer mag jy nie skei nie. In my geval het my vrou 'n brief in die hand gehad, sy kon my skei, maar haar keuse was om na wyse raad te luister. Op daai spesifieke stadium, glo dit of nie, het my skoonma met wysheid gepraat om te, my vrou het nie haar ore aan elke diktom en herrie hier buite uit gaan leen en haar vriendinne wat daagliks in die bar sit en rondhoer en ongeskei is en weduwees wat oral, nee. My vrou het wyse raad ontvang, en glo dit of nie, van my skoonma af, en my skoonma, God het my skoonma gebruik, op die einde van die dag om my huwelik te red, en ek sal altyd die Here verheerlik en dankbaar wees vir dit wat hy deur haar ook gedoen het. Op die einde van die dag, op daai spesifieke stadium in hulle lewens, het hulle nooit geweet wat God in my lewe gaan doen, en kyk hoe die Here my lewe verander. En dis hoekom ek is 'n lopende instrument, 'n lopende getuie vir elke vrou, elke man, wat dink daar is nie 'n uitkoms, 'n oorwinning, 'n verlossing, 'n deurbraak
in so iets nie. Ja, die geleentheid is daar om net uit te stap, maar ek weet ook van baie vrouens, ek weet van baie mans wat op die einde van die dag stoksiel alleen opeindig. Op hulle ou dag sit hulle alleen en dit hulle oud geword. Dan vra hulle vir hulself, was dit regtig die regte keuse, die regte besluit om nie te vergewe nie, haardraand uit die huwelik uit te stap en kwaad vir kwaad te vergeld en net absoluut met 'n bitterheid op hulle ou dag op te eindig en alleen te lewe, sonder liefde, sonder ondersteuning, sonder hoe kan ek sê 'n bydra. Elkeen het natuurlike keuse, natuurlik ek bedoel dit nie sleg nie, maar op die einde van die dag word baie mense in eensaamheid oud, omdat hulle nie kon vergewe nie, omdat hulle die dinge nie saam met die Heilige Gees op die regte manier kon hanteer nie, want 'n persoon wat rondhoer, ek was self gebind daaraan, wie was binne my, as jy so rondhoer, en disrespekvol optree teenoor jou vrou en jou kinders, en nie 'n saak, net lewe vir jouself, wie is binne jou? Satan is binne jou, en die dag toe die Here het vou Satan uit my siel en gees uitruk, en my vol met die Heilige Gees, ek het absoluut so radikaal verander, dat ek die mat onder soveel mense se voete kom uitdruk het, en vandag het ek die voorreg om in soveel mense se harte en gees in te bou. Dit bly altyd 'n voorreg. Dan wil ek praat oor iets wat baie gevaarlik is, 'n baie dubbelsinnige skrif wat die Here vir my wys. Daar was nou die 3 redes, wanneer mag jy skei? En dan het jy natuurlik hierdie ou skriffietjie. Nou hierdie skriffietjie is 'n baie gevaarlike en 'n dubbelsinnige skrif binne die Bybel wat baie mense, baie Christene, baie gelowiges, baie mans en vrouens gebruik, eintlik misbruik om uit 'n huwelik uit te stap vir enige rede. Luister baie mooi, ek gaan julle nou ook vertel wat is die nadeel van hierdie skrif. Hoor hierdie skrif, 1 Korintiërs 7 vers 10 en 11. Ek lees dit vir julle, luister baie mooi. Die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die Here, dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie, of 'n man nie van sy vrou mag skei nie, dit is vice versa. As sy of hy tog skei, moet sy of hy daarna ongetroud bly, of haar met haar man, of hy met sy vrou weer versoen. Net so mag 'n man ook nie van sy vrou skei nie. So dit vice versa. 'n baie dubbelsinnige skrif. En baie mense kom op my pad en sê hulle, maar hierdie skrif sê ek kan skei as ek wil. Ek moet net nie weer gaan trou nie. Dan sê ek vir, maar jy weet, nie een van ons weet hoe lyk die dag van môre nie. En wat ek geleer het in my 12 jaar van kennis en wysheid in die bedieningswêreld is, dat baie mense gebruik hierdie skrif om vir enige rede net te skei van sy man of sy vrou, wat ook al, dan skei hulle nou vir hierdie redes. En weet wat, iewers along the line ontmoet hulle weer iemand, of dit nou in 'n kerk is, of dit by die werk is, of tussen familie en vriende, en dan begin hierdie skrifgie natuurlik sy impak verloor, sy krag verloor, en as jy weer sien, is daai mense in 'n verhouding, in 'n seksuele verhouding, en jou moontlik later getroud, en dan kom outomaties die egbreekpleegvloek in, en dit het 'n massiewe groot impak oor daai huwelikspaar, man of vrou. En dit is die nadeel van hierdie tipe, is 'n baie dubbelsinnige skrif. Ek het al baie gebid daaroor, dit op baie na die Here na die tafel toe gebring, en wat ek geleer is om mense te leer, wanneer mag jy skei en wanneer mag jy nie skei nie. En op die einde van die dag, die woorde van ons rolmodel, ons broer Jesus Christus, ter harte te neem. Wanneer mag jy skei? Wanneer daar oorspel is. Klaar. Die Here het vir my geleer, ek staan op baie skrif, en dis hoe ek mense altyd sal lei. Hierdie ander skrif is baie dubbelsinnig, en ek is nie 'n groot voorstander om enigstens dit kos te gee nie. En dis 'n baie gevaarlike skrif, want die een van, nie ek of jy weet hoe lyk die dag van môre nie. En as jy vir enige rede uit 'n huwelik uitstap, weet dan wat ook al jou redes mag wees, jy weet nie hoe lyk die dag van môre nie. En Satan neem notisie van die wyse, die pad wat jy volg. En daar waar jy 5 of 10 jaar vorentoe iemand weer ontmoet, dit is waar hierdie skrifgie uit jou gedagtes uitgevlieg het, en Satan jou geestelik blind en doof maak, en as jy weer sien, het jy jouself gebind, en as jy binne 'n ander huwelik, en outomaties daar 'n vloek van egbreek oor jou. Baie gevaarlike skrif hierdie, en ek vermaan en waarsku almal wat vandag na my luister, hoor mooi wat die Here vandag vir julle gee, met die volgende woord: God haat
egskeidings. Dit moet julle almal weet vandag. Maleagi 2 vers 15 en 16, luister mooi die woord van die Here. Maleagi 2 vers 15 en 16, die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en in gees. En waarom een? Hoekom een man? Hoekom een vrou? En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Dis waaroor alles gaan. Beheers julle. Jy sien, dis Jesus kultuur. Een man, een vrou. Dis Jesus se kultuur. Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle. Moenie ontrou wees aan die vrou of die man met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Die Here, die God van Israel, sê hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Jy sien, jy moet respek hê vir daar waar jy 'n huweliksbelofte maak teenoor jou man of jou vrou en ook daar in die kerk as getuies, almal wat daar teenwoordig is. En daai belofte wat jy maak, is 'n baie belangrike belofte, want jy maak dit teenoor jouself, teenoor jou eggenoot, en jy maak dit teenoor God. En op die einde van die dag gaan julle pa staan. Julle gaan rekenskap gee as daai belofte nie krag dra, nie waarde dra nie. En dit wat belangrik is, en weet jy hoe respekteer 'n mens daai belofte? As jy eerbiedige vrees, liefde en respek vir God, en laat dit jou vashou om oor die toue te trap, laat dit jou vashou om net uit te stap vir enige rede. My liewe broer, suster, ek is nie hier vandag om met stokke te slaan. Ek was deur 'n gebrek aan kennis en onkunde, het ek self tot 'n val gekom. Ek het foute gemaak. Ek vat verantwoordelikheid vandag. Maar daar's 'n skrif in God se woord, Lukas 12, vers 47 en 48, wat God kort en kragtig vir jou sê vandag. Hy gaan jou nie met 'n stok slaan en met klippe gooi as jy nooit die egte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. My liewe broer en suster, die geesteswêreld is baie, baie, baie diep. En 'n man wat dit geken het was Paulus. Hy leer vir ons in die volgende skrif, luister hier, dis 'n fantastiese skrif, en elke jong man, elke jong seun, elke jong vrou, elke jong dogter moet luister wat Paulus hier sê, want hy het die geesteswêreld geken, en hy het dit verstaan, net soos die Here my die wysheid gee om dit te ken en te verstaan en te besef. Hoe kan ons in sondes ingebore is en hoe kan ons bagasie in ons hart en op ons skouers dra van bloedlyn vloeke en waar ons eie foute gemaak het en ons stap in 'n huwelik in. Dit is 'n absolute resep om tot 'n val te kom. Doen jouself 'n guns en gaan kyk hoeveel egskeidings hier buite is. Ons land is siek daarvan en soveel kinders word sonder 'n ma en 'n pa groot. Ons huisgesinne is stikkend en weet jy wat, ons Satan kapitaliseer op, want weet jy wat, daar waar ma en pa skei, dan gaan dit oor na hoerery toe en wel is, en môre daar 'n nuwe man of 'n nuwe vrou in jou huis, 'n nuwe pa, 'n nuwe ma, nou jy 'n stiefpa, môre kom krap hy daar in jou dogters en 'n stiefma wat daar by jou seuns aan lê. Dis 'n absolute bose kringloop. Daar's geen vrug en seën op so iets nie. En in meeste gevalle is dit absolute resep tot 'n absolute val, met alle respek. Daar's waar God nie is, is Satan baas. En ek wil vandag vir jou sê, Paulus het dit verstaan, hy het die geesteswêreld geken en hy het dit verstaan, net soos ek het ook verstaan. En vandag deel ek dit met jou, nie vir geld nie vir eie eer nie op 'n seminar of 'n konferensie of 'n kamp nie vir geld nie. Verstaan my punt, ek doen dit vir jou absoluut verniet. Ek het dit verniet ontvang. Ek moet dit verniet met jou kan deel ook. Maak jou gees, maak jou hart oop. Luister wat Paulus hier sê. 1 Korintiërs 7 vers 26 tot 28. Ek meen dat met die oog op die swaar kry van die eindtyd, dit vir 'n mens goed is om te bly soos hy is. As jy getroud is, moenie skei nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou of 'n man soek nie. Maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie. En as 'n jong meisie, 'n jong seun trou, doen sy of hy nie verkeerd nie. Maar sulke mense sal swaar kry in hierdie lewe. En ek wil julle dit bespaar. Want as jy met die verkeerde persoon trou, man of 'n jong dogter of 'n jong seun, jy kan hoe in suiwerheid en heiligheid lewe,
As jy die verkeerde persoon trou, word jy een gees met hom. En as hy baie bagasie het van bloedlyn vloeke en hulle is in ander gelowe of satanisme of hulle is 'n vrymesselaar of wat ook al daar altyd is, kom al daai vloeke, al daai bagasie op jou af. En ja, dan moet jy maar besef en weet, jy gaan grondpad stap, jy gaan nie teerpad stap nie, dit gaan moeilik en dit gaan uitdagend in jou lewe wees, en dis net God en God alleen, wat jou kan red en jou kan staande hou. Glo my, vra my die dag toe ek my huweliksbelofte gemaak het in die kerk gestaan het ek in my hele lewe nooit gedink, ek sal my vrou ooit verneek nie, sy is die persoon wat ek die liefste het, sy het my gelukkig gemaak, ek was so trots op haar en lief vir haar en absolute juweel, 'n diamant uit die koninkryk van God, uit die hemele uit, en op daai spesifieke stadium, daar was niks en niemand anders te vir my soos sy nie, maar sy het op die einde van die dag, het sy maar ook seer gekry en die prys betaal saam met my, en dis maar wat Satan doen, hy kom steel, slag en uitroei, hy's 'n dief, hy's 'n leienaar en hy's 'n moordenaar, en hy het vir my kom ore aansit, en ek vat vandag saam met soveel ander mense wat foute gemaak het, vat ek vandag verantwoordelikheid, en ek deel my hart met jou, want ek was daar, ek weet waarvan ek praat, ek het 'n t-shirt in die kas, en my raad vandag aan elke man, elke vrou wat vandag na my luister, wat die toue, weet, wat oor die tou getrap het, wat rondgehoer het by hoerhuise, en vrouens wat rondgeslaap het, en weet, alle mans verneek het, en baie rondgeslaap het voor hulle getrou het, mans of vrouens, my raad vandag aan jou, wat vandag na my luister, om sondebelydenis te gaan doen, en bevryding te kan ontvang, en jou lewe in suiwerheid en heiligheid te kry, siel, gees, vlees, verstand en hart. Die Here staan reg, sy hand is uitgestrek om jou verlos en vry te maak, sodat jy dit alles vir die Here kan gee. Jy weet, om Angus Bach sê, God has a terrible memory. As jy iets aan die Here bely, vergeet hy daarvan. Hy vergewe sonde van die noorde na die suide, die ooste na die weste, vergewe hy daarvan, en hy bring dit nooit ooit weer op nie. En dit wat nodig is, gebruik die genade, gebruik die geleentheid, die kans wat Jesus Christus vir jou gegee het aan daai kruis, en die bloed van die lam wat reg staan om jou verlosse vry te maak. Enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster, en dit is wat belangrik is. Ek stel voor vandag, dat jy daai geleentheid, daai kans sal aangryp. Die bloed van die lam is daar, enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. En my raad vandag is aan jou, om jou lewe reg te kry. Soek allereers die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word. Moenie uitstel nie, moenie afstel nie, want môre is miskien te laat. Dit is 'n voorreg om God op hierdie vlakke te aanbid en dien. Ek is 'n swakkeling, 'n sondaar, nietig en klein, 'n onperfekte mens, wat 'n perfekte God aanbid en dien. Maar my fout het ek nie onder 'n mat ingevee nie. Ek het verantwoordelikheid gevat. Ek het dit nie geheim gehou nie, ek het dit geopenbaar. En Satan het geen geheime binne my huwelik nie. Ek kan almal in die oë kyk en sê, hier is ek. Ek is 'n swakkeling, 'n sondaar, nietig en klein, maar Jesus Christus het juis gekom vir die siekes, die sondaars, om te red wat verlore is. Ek is net dankbaar vir die genade wat ek van God ontvang het, en die liefde van die Here af wat ek ontvang het, ook die genade wat ek ontvang het van die Here, en 'n vrou wat vir my 'n kans kom gee het, en 'n nuwe begin, en wie se hand aan die ploeg staan en aanhou omkyk wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons kyk vorentoe, en ek wil vir julle sê, ons het 'n fantastiese huwelik, en vandag kan ek bou, ek kan luister, ek kan in my kinders se lewens inbou, en ek kan vir soveel mense raad en wysheid gee, want ek was daar, ek het 'n t-shirt in die kas. Ek wil graag bid, en hierdie leerstelling afsluit in Jesus Christus se naam. Vader, ek is dankbaar, en ek is so bevoorreg, Here, om as diensknegt van u koninkryk, as 'n erfgenaam van u koninkryk, voor te kan stap, en 'n positiewe verskil te maak, want ek was daar, Here. U het nooit u rug op my gedraai nie, u het my 'n tweede kans kom gee, en vandag het ek die voorreg om in soveel mense se lewens in te bou. Ek wil vir u die lof en eer gee daarvoor. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself uit nie. Dis wysheid wat ek ontvang het op die dag toe ek bekering kom. Een van die 9 gawes van die Gees wat u vir my gee, wysheid om u woord te openbaar en oop te breek, Here, en dat u my seën met die wysheid, met die Heilige Gees wat in en om my lewe. Ek dank u, Here, om in te bou in soveel mense wat stikkend is hier buite, en heel moontlik nie die ware vyand Satan agter alles raak sien nie. Ja, Here, as ons die gordyne vandag ooptrek,
Is dit Satan en sy hele bose sirkus agter alles, wat hy kom om die huwelik te vernietig, wat hy man en vrou vernietig, daar is soveel uitdagings, soveel invloede hier buite, slegte vriende, slegte vriendinne, pornografie, Here, uitdagende tye hier buite, Here, vir enige man en vrou. Ek bid die seën oor elke huwelik. Ek bid, Here, daar waar hulle wil opgee. Here, dat hulle na hierdie boodskap sal luister, dat hulle na my gesig sal kyk en sien wat die Here in 12 jaar in my lewe kom doen het. Ja, Here, daar was 'n stadium wat ek alles in my lewe gehad het en ek moes alles verloor het om nederig sagmoedig op my knie te kan kom en U te kan ontmoet. Op daai spesifieke stadium was ek opstandig en rebels en dan sê 'n lekker tyd om deur te gaan nie, maar as U dit nie gedoen het nie, het ek nooit die koninkryk van God gesien nie, was ek heel moontlik verlore, het ek vandag heel moontlik my kinders, my vrou ook verloor. En ek prys en loof U in goeie en in slegte tye sal ek U aanbid. En dankie vir die voorreg, Here, om in te bou in soveel mense se harte. Here, eendag kan ek voor U staan en U kan vir my sê, diensknegt en slaaf, getroue diensknegt en slaaf, oor min het ek jou aangestel, oor baie sal ek jou toevertrou, kom in en kom deel in my vreugde. Maar wat ek doen, Here, is om die muntstukke wat U in my hand gestop het, te vermenigvuldig, dit verdubbel, en harte werk om te bou en nie af te breek, om mense nader te trek aan U, en nie verder te verstoot. Here, ek weet die huwelik is vir U belangrik, en die kinders is natuurlik die room van U koninkryk. En ja, Here, Satan is so slinks, hy's 'n absolute foenie op hierdie gebied, om die huwelike te kom verwoes en vernietig, en dit waar, as hy reg kry om hulle te verwoes en te vernietig, dan kom hy vir die kinders en verwoes en vernietig hulle ook. Ek bid dat ons sal terugkom na die basics toe, almal van ons, dat ons weer eens 'n eerbiedige vrees en liefde en respek vir U sal kry. Ons bid vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kanse. Here, U het genoeg rede, meer as genoeg rede, om toornig te wees. U het meer as genoeg rede om U rug op ons almal te draai. Here, U het meer as genoeg rede om ons van hierdie rots, van hierdie aardbol af te vee. Maar dit is presies wat Satan wil hê, dat hy U kan bespot en uitlag, 'n grap van U maak, triomfeer en maak of hy as oorwinnaar, triomfeer en maak of hy beter is as U, en ons verwerp het, ons klip het af. Ons erken net een God, en dis die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus sit op die troonstoel van ons harte, en ja, ons hou vas aan die titelaktes van die woord in die boek Genesis, wat vir ons leer dat U die God, die skepper is van hemel en aarde, elke druppel water, elke korreltjie grond, elke boom, elke blaar, elke vrug, die seën, alles daar aan die land en alles daar op die hemel, alles daarbo is deur U hande geskape. U het elke mens, elke dier geskape. U het die mens as beeld van God geskape, en U het gesê dit is goed. U het tot vir Satan en sy hele bose koninkryk ook geskape, sy bose magte, dat ek so sê, engele, Vader, U het hulle ook geskape. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor U te handel. Dit was hulle eie keuse om nie onder U gesag knie te buig, en U het vir Satan en daai gevalle engele uit die hemel uitgewerp. En soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval, en ja, Here, hulle is hier tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekkerny om ons saam met hulle verderf te trek, en ons weier dit, ons verwerp dit, ons aanvaar dit nie, Here. Ja, ons sien hoe roer Satan die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood, bloed en vernietiging, dis wat hy soek. Johannes 10:10, hy kom met steel, slag en uitroei, dis die karaktereienskappe van Satan. Hy's 'n dief, hy's 'n leienaar en hy's 'n moordenaar. Here, kom eis op wat aan U behoort, want U is die skepper van hemel en aarde. Ek bid dat die genade van U koninkryk, U barmhartigheid oor ieder en elk van ons sal spoel. Ja, Here, U is ryk aan barmhartigheid, groote genade, en niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Aan U liefde is daar geen einde nie. Kom red ons, kom help ons, Here. Ons bid dat al Satan se slinkse, bose, perverse planne met vervloekings en al tot 'n val sal kom. En laat die naam bo alle name, Koning Jesus Christus, daardeur verheerlik sal word. Dankie vir hierdie geleentheid, dankie vir die woorde op my tong. Ek gee vir U die lof en eer daarvoor, in U Seun se naam, Jesus Christus, hom aan wie U volle heerskappy gegee het in die hemel op aarde. Hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek. Hy wat is en wat was en wat kom. Aan hom kom al die lof en eer toe. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se naam. Dankie, 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 dankie dat U altyd my gebede verhoor. Die woord sê U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige, en ek prys U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.
Mooi dag vir almal, die Shalom vrede van ons almagtige God wat vir elkeen van julle toegewens. Ons gesels gou weer. Vrede daarso. Ons praat weer. Groetnis.